Ek staan hier in die voorportaal van die kerk onder die toring. En ek dink altyd aan hierdie ruimte soort van as die ruimte waarin ons uit die kerk uit in die wêreld waarin ons leef ingaan. Die kerk is natuurlik ook deel van die wêreld, maar die belangrike ding is dat dit wat ons hier binne beleef, moet wees soos dit wat ons daar buite belewe. Daar moet 'n ooreenkoms wees tussen dit wat ons hier praat, dit wat ons hier doen en dit wat ons daar buite praat en doen. En baie keer sukkel ons met daai soos om te lewe hier soos ons daar lewe, om te lewe daar soos wat ons hier lewe. Ons sukkel met daai soos. Nou, die gebed wat Jesus ons leer, praat van 'n baie belangriker soos. Soos in die hemel, so ook hier op aarde. En dit praat van nog 'n soos God vergewe, so moet ons ook vergewe. Soos ons vergewe, so vergewe God. En ek wil vandag saam met julle dink oor daardie soos. Maar kom ons lees eers die Ons Vader, soos Jesus het ons geleer het, bidend saam. Ons Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook hulle vergewe wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Jesus leer ons om te bid, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook hier op aarde. En dan 'n bietjie verder leer hy ons bid, vergewe ons skulde, soos ons ook die vergewe wat teen ons skuldig staan. Elke keer word die woord soos gebruik. Nou soos is 'n baie interessante woord. As ek byvoorbeeld vir jou soos 'n bal sou wys, 'n bal wat ek in my hand kan hou, en ek sou sê, die aarde is soos hierdie bal, sal jy onmiddellik verstaan, ek bedoel die aarde is rond soos die bal. Jy sal nie dink die aarde is net so groot soos die bal nie, die bal is klein, die aarde is enorm, die bal is mensgemaak, die aarde is God gemaak. Daar is baie verskille tussen die bal en die aarde, maar die soos lê in die feit dat albei rond is. Die vraag is, waarin lê die soos waarvan Jesus praat? Die soos tussen God se vergifnis en ons vergifnis, die soos van God se wil wat in die hemel geskied, maar ook hier op aarde geskied. Waar lê die soos tussen ons en God? Nou die eerste ding wat ons moet sê, is dat ons as mense volgens Genesis 1 gemaak is na God se beeld. Ons is met ander woorde gemaak om op 'n manier soos God te wees. Om God te verteenwoordig, om soos God op te tree, om soos God te wees. En mense het al baie gepraat oor waarin presies lê daardie soos tussen mens en God, wat net 'n bietjie verder in Genesis 3 word daar gesê, dat die slang vir die mens gesê het, maar as jy van die verbode vrug eet, sal jy soos God wees. En onmiddellik voel ons aan, maar dis nie 'n goeie soos daai nie. Daar's 'n manier waarop 'n mens soos God wil wees, wat nie goed is nie, maar dan is daar 'n manier waarop ons soos God moet wees, wat God self wil hê, ons moet soos God wees. Dit is belangrik dat ons sal besef, daar is 'n oneindige verskil tussen ons en God. 'n Verskil wat uitgedruk word met die woordjie hemel. Hemel in die Bybel is nie so seer 'n spesifieke plek nie. Hemel is God se ruimte. Hemel is waar God homself volledig openbaar, waar God volkome God self is. En waarin ons die andersheid van God ontdek. Dink maar aan Prediker 5 vers 1, waar daar gesê word, God is in die hemel en jy is op die aarde. Moet daar nie te goue belofte maak, jy moet nie te maklik praat nie, want God is in die hemel, jy is op die aarde, laat jou woorde daarom min wees. Daar is 'n oneindige verskil tussen my en God. Daar is opsigte waarin ek nooit soos God kan wees nie, en ook nie soos God moet probeer wees nie. En tog sê die Bybel, daar is ook 'n soos wat God wil hê, 'n manier waarop God wil hê ons soos hy moet wees. En as ons dan praat van God se wil wat in die hemel geskied soos op die aarde, dan beteken dit dat my wil in harmonie moet kom met God se wil, sodat ek nie op die verkeerde manier nie, maar op die regte manier soos God sal wees, dat ek sal wil wat God wil, dat ek sal doen wat God doen. Nou waarin lê daardie soos?
Ek wil vir 'n antwoord eers teruggaan weer na die Ou Testament, waar daar ook gepraat word oor die verskil tussen God en mens, maar dan op 'n baie interessante manier. Dis in Hosea 11, waar God sê, ek is God en nie 'n mens nie. Hy sê dit vir sy volk, met ander woorde, ek is anders as julle, ek is die heilige in julle midde. Die heilige beteken ook die een wat anders is as julle, maar ek is in julle midde. En dan sê God, my liefde vir julle brand te sterk. God is anders in 'n sekere sin, omdat sy liefde anders is, omdat sy liefde onvoorwaardelik is, omdat sy liefde so sterk brand dat dit nie kan ophou nie, omdat sy liefde so sterk brand dat dit hom tot die uiterste toe laat gaan. En dit is juis in hierdie liefde waarin God anders is, dat God ons roep om ook soos hy te wees. En ek dink dis baie soos vir die voorbeeld wat ek in die begin gebruik het van die bal uit die aarde. Die Godgemaakte liefde en die menslike liefde is twee verskillende dinge. 1 Johannes 4 sê dit ook vir ons, dat ware liefde is dit wat God aan ons bewys, nie die liefde wat ons het nie. Maar tog kan ons liefde soos God se liefde wees. Op 'n menslike vlak kan dit wees soos God. So ons moet nie soos God probeer wees in ons kennis om te probeer alwetend wees of te probeer maak asof ons alwetend is nie. Dis die versoeking van Genesis 3. Ons kan nie alwetend wees nie. Al moet ons streef na meer kennis en meer insig, sal ons nooit alles kan weet nie en sal ons nooit alles kan onderskei nie. Ons moet nie soos God probeer wees deur almagtig te probeer wees, deur te dink ons kan doen wat ons wil nie. Die punt waarin ons soos God moet wees, is om soos God lief te hê. En dit is iets wat die hele Nuwe Testament vir ons uitspel. Dink maar aan Jesus wat sê, volgens die evangelie van Lukas, julle moet barmhartig wees, soos julle Vader in die hemel barmhartig is. Of Paulus wat skryf in Efesiërs 4, soos God julle lief het, moet julle ook mekaar lief hê. Soos God vergewe, moet julle ook vergewe. So God se wil gebeur op aarde, soos in die hemel, wanneer ons soos God lief het. In die hemel is God se liefde volmaak. In die hemel geskied God se liefde volmaak. In die aarde, omdat ons baie keer nie wil lief hê nie, omdat ons baie keer dink ander dinge soos kennis en mag en posisie en sulke goed is belangriker as liefde, vloei God se liefde nie so deur van God af deur ons na mekaar soos wat dit moet nie. Maar God se wil gebeur in die hemel soos op die aarde, wanneer ons lief het soos God lief het. Ons weerspieël die beeld van God, wanneer ons lief het soos wat God lief het. En dit is hoekom Jesus ons dan die tweede soos leer, die soos van vergifnis. Dat ons moet vergewe soos God vergewe. En dat ons uiteindelik ook bid, Here vergewe ons soos ons vergewe. Dat ons het waag om te sê, Here, ons wil vergewe soos U, vergewe ons ook soos wat ons vergewe. Dat ons daardie soos tussen ons vergifnis en God se vergifnis, dat ons dit waag om dit te bid. Nou die belangrike natuurlik is dat ons dit bid. Dat ons ook in ons vergifnis vir mekaar volkome afhanklik is van God. Ja, dat ons deur God se vergifnis vir ons beweeg word om mekaar te vergewe. Maar daardie soos, sê Jesus, is 'n noodsaaklike soos. Want dit is in vergifnis dat dit duidelik word of ons regtig lief het soos wat God lief het. As ek mense net lief het wanneer hulle vir my goed is, as ek mense net lief is wanneer hulle doen wat ek graag wil hê hulle moet doen, as ek mense net lief het wanneer hulle my liefde bewys, dan is my liefde nog nie soos God se liefde nie. My liefde word al hoe meer soos God se liefde, wanneer ek dit waag om mense lief te hê wat my nie terug lief het nie. Wanneer ek waag om liefde te bewys aan mense wat my seer maak, wanneer ek waag om mense te seën wat my vloek, wanneer ek waag om goed te doen aan mense wat aan my kwaad doen, dan word my liefde soos God se liefde. Dan geskied God se wil hier op aarde, net soos in die hemel, wanneer ek dit waag om God se onvoorwaardelike liefde te lewe. Paulus sê in Romeine 13, dat ons niemand iets verskuldig moet wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Uiteindelik skuld ons mekaar niks, behalwe die liefde nie. En ons kan daardie liefde net gee, as God se wil in ons lewens oorwin, sodat ons wil in harmonie kom met God se wil. En sodat wanneer ons besef dat die belangrikste ding, die wesenlike ding,
is dat ons God se liefde moet deurleef na ander mense, ook na hulle wat ons teleurstel, ook na hulle wat ons seermaak, ook na hulle wat by ons in die skuld staan, hulle wat vergifnis nodig het. Mag jy in hierdie week hierdie gebed bid, en mag jy dit bid in die wete dat jy vergewe is, omdat Christus sy lewe vir jou gegee het, dat jy geliefd is, omdat God jou lief het met 'n ewige liefde, die liefde wat hy bewys het aan jou, toe hy sy seun aan die kruis gesterwe het. Maar mag jy daardie vergifnis en daardie liefde ook bidend deurleef na ander mense, sodat God se wil op aarde sal geskied, soos in die hemel. Amen. As jy nou moet gaan lewe, mag die deure van die genade van die Here altyd vir jou oop staan, sodat jy met genade in die wêreld gaan lewe. Mag die lig van God se liefde en vergifnis altyd oor jou skyn, sodat jy die lig van jou liefde en vergifnis kan laat skyn vir ander. En mag jy so, omdat die Heilige Gees jou intrek in gemeenskap met God, in liefdevolle verhoudings met God, ook in liefdevolle verhoudings met ander lewe. Amen.